Jy is welkom om die Bybel oop te maak by Genesis hoofstuk 15. Ons gaan verder met ons prediking uit Genesis. Baie jare gelede was ek by 'n konferensie waar hulle so 'n bietjie gepraat het oor hoe om die jongmanne op te lei, hoe om te preek. En wanneer 'n jongman begin om te oefen, om te preek, en hy moet begin leer preek, skryf ensovoorts, dan word sy preek gekrit. Dit beteken, sy preek word uitmekaar uitgetrek. Jy het dit verkeerd gedoen, hierdie moes jy nie so gemaak het nie, daai moes jy anders gesê het. So dis 'n baie negatiewe kwessie, maar 'n mens probeer dit opbouend doen. En toe sê die prediker die volgende, hy sê, die eerste ding wat jy doen wanneer jy met 'n jongman, wanneer jy hom moet krit, is om vir hom te sê, jy het 'n baie goeie teks gekies. Want daar kan jy nie fout gaan nie, né? So enige plek wat jy in die Bybel lees, kan jy vir hom sê, jy het 'n goeie teks gekies. Nou vanoggend wil ek vir u sê, die teks waarby ons stil staan is 'n baie besondere teks. Ek sê dit nie in 'n algemene sin nie. Ek kan dit van enige deel in die Bybel sê, maar hier is baie besondere goed wat na vore gaan kom in die volgende paar hoofstukke wat vir ons wag. Dit gaan oor Abraham, dit gaan oor die verbond, ons wil sekere goed leer, ons wil dit verstaan, ons wil dit onder die knie kry, ons wil weet wat sê die Here en daarvoor het ons hom nodig. So voordat ons lees, Genesis 15, ons gaan vers 1 tot 6 lees, maar voordat ons lees, kom ons bid saam. En ons vra dat die Here met ons sal praat. Ons het sy insig nodig, ons het sy wysheid nodig. Kom ons bid net saam en vra dit van hom. Here, ons buig voor u in aanbidding. Ons het u lof besing, ons het met ons lippe 'n loflied gebring. Maar nou staan ons voor die teks wat ons vanoggend gaan lees en bestudeer. En ons wil vra dat u met ons sal praat. Ons wil saam met die psalmdigter, die Dawid toe hy in Psalm 8 geskryf het, wil ons sê, wat is die mens, Here, dat u aan hom dink? Of die mensekind, dat u hom besoek? U het hom 'n weinig minder gemaak as 'n goddelike wese. Met eer en heerlikheid het u hom gekroon. En ons dink aan die situasie waarin ons verkeer en ons wil ook vra, hoekom sal u by ons stil staan? Hoekom sal u na ons toe neerbuig? Ag Here, ons kan maar net eindig met die laaste vers van die Psalm. O Here, onse Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. Sal u naam ook vir ons stuur en die waarheid van u woord vir ons stuur. Hier waar ons vergader is vanmôre. Ons het u nodig, daar's baie uitdagings. Ons wil graag u stem hoor. Praat met ons. U dienskneg en u diensmaagd luister. Amen. Genesis 15, ek lees in die ou vertaling, vers 1 tot en met vers 6. Na hierdie dinge het die woord van die Here tot Abraham gekom in 'n gesig en gesê, vrees nie, Abraham, ek is vir jou 'n skild en jou loon is baie groot. Toe vra Abraham, Here, Here, wat sal u my gee, aangesien ek sonder kinders heen gaan en die erfgenaam van my huis die Damaskener Eliezer is? Verder het Abraham gesê, aan my het u geen nageslag gegee nie. So sal dan die bediende van my huis my erfgenaam wees. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, hierdie een sal jou erfgenaam nie wees nie, maar die een wat uit jou liggaam sal voortkom, hy sal jou erfgenaam wees. Daarop lei hy hom uit na buite met die woorde, kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. En hy het in die Here geglo en hy het hom dit tot geregtigheid gereken. Dis tot daar wat ons lees in die onfeilbare woord van die Here. In hierdie paar verse is daar 4 treffende uitdrukkings. En ons gaan nie oor hulle per se praat nie, ons gaan die gedeelte ontrafel, maar hier's 4 uitdrukkings wat jy vir die eerste keer in ons gedeelte sien in die Bybel. As jy die Bybel van die begin af deurlees, sien jy dit vir die eerste keer.
en dit ekho reg deur die Bybel. Die eerste ene is, die woord van die Here het gekom tot Abraham. Die woord van die Here het gekom. Dis wat ons nodig het. Die tweede ene is, die Here wat sê, ek is vir jou 'n skild. Met ander woorde, hy sal jou beskerm. Die derde ene is, vrees nie. Mooi woorde, wat ons eintlik baie aan moet dink. Vrees nie. Moenie bang wees nie. En die vierde ene is, hy het in die Here geglo. Iets waaroor baie mense baie maklik praat, sonder om dit te verstaan, sonder om werklik waar te weet wat dit beteken. Hoe gereeld dink u word die Ou Testament en verse of gedagtes in die Ou Testament aangehaal in die Nuwe Testament? Hoe gereeld? Miskien het u dit al gesien, daar is partykeer 'n grafiese voorstelling wat hulle teksverse met mekaar verbind in die Ou en die Nuwe Testament, en dan sien jy die lyne. Daar is 'n gros verse, daar is 'n magdom gedagtes. Die hele Ou en Nuwe Testament is eintlik dat dit nie losgemaak kan word nie. Die Ou Testament is vir ons die vertelling, die Nuwe Testament is vir ons die lering of die praktiese toepassing daarvan. Jy sien dit gereeld. En Genesis 15, hierdie eerste paar verse, is die agtergrond van 'n vers waarop ons fokus gaan val vanoggend, baie kortliks, want ons het nie tyd, ons het nie baie tyd nie, maar vers 6 is die fokus. Genesis 15 vers 6 is een van die verse wat die meeste aangehaal word in die Nuwe Testament. Een van die bekendste gedagtes wat herhaaldelik in die Nuwe Testament voorkom. Die belangrikheid van vers 6 kan nie oorbeklemtoon word nie. So ons gaan die teks verklaar. Ons wil weet wat beteken Genesis 15 vers 6. Ons gaan stil staan by eintlik 'n Nuwe Testamentiese behandeling daarvan. 'n Hantering van die waarheid in Genesis 15 vers 6. As ons hom reg verstaan, gaan ons begryp wat die Nuwe Testament daarvan leer. Maar ons moet begin by vers 1 om versie vir versie uit te rafel en te sien hoe kom ons daarby. Vers 1 het ons gelees, na hierdie dinge het die woord van die Here tot Abraham gekom in 'n gesig en gesê, vrees nie Abraham, ek is vir jou skuld en jou loon is baie groot. Hierdie eerste woordjies is belangrik, na hierdie dinge. Dis belangrik omdat daar 'n paar kwessies is waaroor ons moet dink. In die eerste plek, hierdie gebeure in hoofstuk 15 is verbind aan dit wat in hoofstuk 14 gebeur het. Daar was 'n koalisie van konings, 4 groot, dit was die 4 grootste maghebbers van hulle tyd, wat saamgestaan het, die Jordaan riviervallei binnegeval het en die stede ingeneem het, onder andere Sodom ingeval het en Lot weggeneem het. Lot word weggevoer, Abraham agtervolg, en hy oorwin hierdie 4 konings. God gee vir hom die oorwinning. Hy bevry Lot. Hy het niks van die buit vir homself geneem nie. Onthou hoe het hy gesê, hy wil niks hê nie. Geen net vir die manne dat hulle kan eet en drink, maar hy wil niks hê nie. Hy wil niks van die buit neem nie. Hy betaal tiendes aan Melchisedek. Ons het oor al hierdie dinge gepraat voordat ek weg was. Nou kom hy en hy besef, hy het homself 'n teiken gemaak. Onthou, Abraham het nie in 'n stad gebly nie. Abraham het in tente gewoon. Sy vee was op die vlaktes daar rond en hy was 'n oop, sagte teiken. En verder, prakties, Abraham is moeg. Hy het nou net oorlog gemaak. Hy het miskien ook 'n tydjie afgevat, soos wat ons nou 'n Sabbat gehad het. So het hy nou 'n breek, hy het nou 'n pause. Hy wil bietjie rus, hy's moeg. Maar die Here verskyn aan hom in 'n gesig. En hy praat met hom. En dit is wat belangrik is, wat ek vanoggend vir u wil sê, is dit is wat ons nodig het. In tye wanneer ons moeg en mat, wanneer die lewe vir ons te veel word, miskien na 'n oorlog, miskien na 'n kwessie by die werk of by die huis of waar ook al. Wat het ons nodig? Wat het ons nodig wanneer ons besef ek is blootgestel? Wat het ons nodig wanneer ons besef ek is nie so veilig soos wat ek graag sal wil wees nie. Ek voel nie veilig nie in watter hoedanigheid ook al. Wat het ons nodig? Ons het die woord van God nodig, meer as enige iets anders. Die woord van God kom tot Abraham. God praat met hom. En dit laat my dink aan die baie bekende Psalm, Jesaja 55 vers 11. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. God stuur sy woord en hy wil met sy woord sekere goed in ons hart tot stand bring. Want dit wat ons hoor, dit wat ons uit die Bybel uit hoor, help ons om ons lewe in te rig
volgens die woord. Sy woord sal nie ledig na hom terugkeer nie. Dit sal doen dit waarvoor hy dit stuur. Dit sal voorspoedig wees in alles waarvoor ek dit stuur. Dis nie nodig vir 'n gevoel nie. Moenie soek na 'n ervaring nie. As jy ooit op 'n punt is waar jy besef, ek het moeilikheid, soos Abraham hier besef het, wat het jy nodig? Jy moet die woord van God hoor. Kan ek die eerste een wees om vanoggend vir u te sê, dis gewoonlik, en ek praat as 'n mens met mense. Dis gewoonlik die laaste ding wat by jou opkom om te dink, ek het nou 'n krisis, ek wonder wat moet ek doen, miskien moet ek Bybel lees. Dis die laaste ding wat by jou opkom. Gewoonlik juis in tye van krisisse is wanneer mense sê, maar weet wat, ek is nie lus om kerk toe te gaan nie. Ek voel nie nou om kerk toe te gaan nie. Maar wat het jy nodig? Jy het nodig om die woord van God te hoor. Moenie soek na 'n gevoel nie, moenie soek na ervaring nie. Wat ons nodig het in tye van nood is die woord van God. So na hierdie dinge het die woord van die Here tot Abraham gekom in 'n gesig. Dit kan ook vertaal word met in 'n visioen. Ons weet nie presies hoe dit gebeur het nie. As jy kyk na die gedeelte, wil dit lyk asof dit 'n groot woord teofanie was. Dit was 'n God het aan hom verskyn in die gedaante van 'n mens. Dit was die visioen wat hy gehad het. God het aan hom verskyn, God het met hom kom praat, soos wat 'n mens met 'n mens praat. Dit was hoe God met hom hier gekommunikeer het. God het liggaamlik, heel moontlik aan hom verskyn. Maar die boodskap is belangrik. God verskyn in hom, en hy sê vir hom, vrees nie Abraham, ek is vir jou 'n skild. Ongeag wat Abraham se spesifieke vrees is, dit mag wees, hy's moeg, hy's tam, dit mag wees, ek is blootgestel, hierdie 4 konings mag dalk terugkom. Hy het homself gehaat gemaak, hy het homself 'n teken gemaak, ewe skielik is daar 'n nuwe maghebber. Hier is 'n ou waar oor die politieke wêreld van sy dag regop sit en sê, Abraham, het Abraham al 4 konings pak slaag gegee? Ja. Nee, maar dan moet ons, want dit was 'n magstryd daai tyd. So, hy was ewe skielik op die horison. Hy was ewe skielik 'n teken. God sê vir hom, vrees nie. Moenie bang wees nie. Eerste keer van baie aan die Bybel, en het ons dit nie nodig nie. Het ons nie nodig om dikwels by God te hoor, hy bemoedig ons met hierdie woorde, moenie bang wees nie. Moenie vrees nie. God is vir ons ook 'n skild. God het homself aan Abraham ons verbind. Hy het 'n ooreenkoms met Abraham. Hy wil vir Abraham laat weet, ek sal jou beskerm. En hoe kan jy teen God veg? Hoe kan jy God se beskerming eenkant toe skuif? Die rede waarom kinders van God vandag die ergste dinge van ons tyd en selfs die dood, hoor mooi wat ek vir u sê, selfs die dood tegemoet kan gaan, is omdat God vir ons beloof het, soos vir Abraham, moenie vrees nie, ek is vir jou 'n skild. Nou, ek gaan nie daarop uitbrei nie, maar ek wil vir u dit sê. Abraham was fisiese beskerming beloof. Abraham was geestelike beskerming beloof. Abraham was in alle opsigte, alle beskerming beloof. Ons lewe in 'n tyd waar ons kan sê, die Here sal ons bewaar, maar hoe gebeur dit dan, dat kinders van God ook gekaap word? Of by hulle word ook ingebreek? Hoe gebeur dit dan, dat kinders van God ook deur beproewings en deur al hierdie dinge gaan? Psalm 121 is hier belangrik. Psalm 121 vers 7 en 8 sê, die Here sal jou bewaar vir elke onheil. As daar 'n punt was, dan moet ons teologie wees soos wat party ons in wel is. Jy moenie enige teëspoed ervaar nie. Dit moet altyd net goed gaan met jou. En jy moet nooit siek word nie, en jy moet nooit teëspoed hê nie, en jy moet nooit krisisse beleef nie. Maar dis nie ons teologie nie. Want die vers gaan verder deur te sê, jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. Dit beteken, al sou dinge skeefloop, al sou krisisse opduik, al sou mense my bedreig en oorlog teen my beplan word, of wat ook al,
die Here sal my siel, my hart, my lewe bewaar. En dis in die woorde van die Here Jesus self, niemand sal jou uit my hand ruk nie. Niemand sal jou uit my hand ruk nie. God se woord vir Abraham was, na hierdie ding het die woord van die Here gekom en gesê, vrees nie Abraham, ek is vir jou 'n skild, ek beskerm jou, en dan verder, jou loon is baie groot. Nou as jy 'n sinsontleding doen, dan kan dit beteken, die Here is vir hom 'n skild, die Here is die een wat hom beskerm, ons weet wat is 'n skild, en hy sal ook vir hom 'n groot beloning gee, soos wat hy beloof het, hy het vir hom gesê, hy sal hom seën, so hy sal vir hom 'n beloning gee. Maar dit kan ook beteken, en ek is geneig om saam met die tweede te gaan, waarmee die meeste gereformeerde ouens saamgaan, dit kan ook beteken, die Here is vir hom 'n skild, maar die Here sal sy beloning wees. Nie net vir hom 'n beloning gee nie, maar die Here self sal sy beloning wees. En dit gaan saam met baie gedagtes in die Bybel, onder andere Psalm 16 vers 5, waar die psalmdigter sê, die Here is die deel van my erfenis en van my beker. So die Here is myne. Die Here is nie net die een wat vir my iets gee nie, die Here is my Here. Hy is myne. En ek dink ons sukkel om dit te verstaan. Ons verstaan miskien nie maklik wat dit behels nie. Want om die Here te hê, om die Here te besit, behels iets besonders. My vrou kan daarvan getuig, dat ek dikwels vir haar sê, my skat, ek is bly jy's myne. Dis net 'n bietjie van 'n variasie, as ek nou vir haar wil sê, ek is lief vir jou, dan sal ek net vir haar sê, ek is so bly jy is myne. Wat beteken dit? Beteken dit ek is bly haar naam staan saam met my naam op 'n huwelikskontrak? Of dat daar, jy weet, nee, dit gaan oor die verhouding wat ons het, nie waar nie. As ek vir haar sê, jy's myne, dan gaan dit oor kameraadskap, dit gaan oor lojaliteit, dit gaan daaroor om mekaar versorgend te dien en te help. Dis die verhouding wat hier ter sprake is. En nou kom die Here en hy sê vir Abraham, Abraham, ek sal myself vir jou gee. Ek is vir jou 'n skild, ek sal myself vir jou gee. Daar is hierdie besondere verhouding. Dis wat die Here bedoel as hy sê, ek is jou beloning. Ek is joune. Daar is 'n besondere band, 'n besondere verhouding. Om God in geloof te besit, of om hom te hê, beteken dat ons deur hom regverdig verklaar word, dis belangrik. Dit beteken dat ons aangeneem word as sy kinders, ons is deel van sy huisgesin. Dit beteken dat ons heiligmaking deelagtig word, waarin ons groei en toeneem. Dit beteken dat ons uiteindelik verheerlik sal word, saam met die Here Jesus, as erfgename van God, 'n ewigheid saam met hom in sy ewige koninkryk sal wees. Wat 'n rykdom net in hierdie woorde waar God vir Abraham sê, ek is jou skild en ek is jou beloning. Jou beloning sal groot wees. 'n Skatkis van geestelike versekerings. En tog, as jy na vers 2 kyk, Abraham was nie in 'n bui om hierdie skatkis van geestelike versekeringe te ontleed en om daaroor te pyns en om daaroor opgewonde te raak nie. Want jy hoor onmiddellik 'n klagte van Abraham se kant af. Dit wil eerder voorkom asof hy reageer, negatief reageer op dit wat die Here vir hom sê. Hy moes miskien bly gewees het. Dankie Here, dankie dat U myne is. Dankie vir die beskerming wat U my gee. Maar nou kom hy met 'n klagte. Vers 2. Na die Here gesê het, ek is vir jou skuld, jou loon is groot. Toe vra Abraham, Here, Here, wat sal U my gee? Aangesien ek sonder kinders heen gaan in die erfgenaam van my huis, die Damaskener Eliezer is. Nou ek wil vir u sê, alhoewel dit 'n klagte is, was dit nie oneerbiedig nie. Jy kom dit agter in die woorde waarmee hy God aanspreek. Here, Here, Adonai Yahweh. Here, klein lettertjie, Here, Yahweh. God wil hê ons moet ons sorge na hom toe bring. Watter beter geleentheid is daar as wanneer die Here met jou praat, dat jy jou
sorge, die dinge wat op jou hart druk. En ons almal het sulke dinge. Dat jy dit na die Here toe kan bring. Hy wil dit hê. Hy moedig ons aan om dit te doen. En ons het dit nodig. As jy 'n plek soek om jou klagtes heen te vat, en jy sê ek het niemand teenoor wie ek kan kla nie. Ons het iemand nodig van tyd tot tyd waar teenoor ons nou mos maar bietjie kan uitpak, sê ons. Die Here sê, bring vir my jou sorge. Hier wys Abraham vir ons, die vader van die gelowiges, wys vir ons hoe jy dit moet doen. Sy kwessie is die volgende. Here, wat sal U my gee, aangesien ek sonder kinders heen gaan? En die erfgenaam van my huis, in die Afrikaanse vertaling is die Damaskener Eliezer. Die Hebreëus lees letterlik, die erfgenaam van my huis, Eliezer Damaskus. Dis wat in Hebreëus daar staan. En dit is vertaal met, hy kom van Damaskus, die Damaskener. Sy naam is Eliezer, hy's Abraham se hoofbediende, hy's die hoof van sy huishouding, hy's die een wat Abraham se sake behartig. So Here, dis sy kwessie, wat sal U my gee? Ek het nie 'n kind nie. My erfgenaam is iemand van Damaskus. Vers 3 brei hy uit. Verder het Abraham gesê, aan my het U geen nageslag gegee nie. So sal dan die bediende van my huis my erfgenaam wees. Nou dit is 'n regverdige sorg, of 'n besorgdheid. Dis 'n regverdige klag. Want in Genesis 13 vers 15 het die Here vir Abraham beloof, ek sal vir jou hierdie land gee, vir jou en jou nageslag. Ook in die volgende vers, Genesis 13 vers 16, ek sal jou nageslag maak, soos die stof van die aarde. So God het gesê, ek sal vir jou 'n nageslag gee. En nou kom hy na die Here toe en sê, Here, wat sal U my gee? Want hier's nog nie 'n nageslag nie. My erfgenaam is Eliezer. Die jare het al verloop. Besef U, vandat ons in Genesis 12 begin het met Abraham, toe was hy 75 jaar oud. Nou is ons by Genesis 18, ons gaan by Genesis 18 kom waar hy 99 is. So, die slim ouens sê hier in Genesis 15, nagenoeg 10 jaar het verloop. So hy's laat in sy 80's. Hoe sê die Engelse? The clock is ticking. Nee, dit is nou selfs met patriargale waardes is Abraham te oud. Sarah, sy vrou, Sarai, is te oud. So dis 'n baie legitieme kwessie. En dink aan sy situasie. Maar ek wil hê, jy moet saam met my kyk hoe die Here hom antwoord. Dis sy klag, hier is sy kwessie. Here, ek het nie 'n kind nie. U het gesê, jou nageslag, hier's nie 'n nageslag nie. My erfgenaam is 'n vreemdeling. Is 'n bediende. Kyk saam met my hoe die Here hom genadig antwoord, duidelik antwoord, herhaaldelik antwoord. Dis hoe hy met ons praat. Duidelik, herhaaldelik en genadig. Vers 4. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, hierdie een, verwysende na Eliezer, hierdie een sal jou erfgenaam nie wees nie, maar die een wat uit jou liggaam sal voortkom, hy sal jou erfgenaam wees. So God herhaal sy belofte. Hy het vir hom vroeër gesê, ek gaan jou 'n erfgenaam gee. Nou kom hy en herhaal sy belofte. Hy sê, die een wat uit jou liggaam sal voortkom, hy sal jou erfgenaam wees. Hy sê vir hom wat hy bedoel. Hy herhaal dit. Nou Donald Grey Barnhouse, 'n ou predikant van Amerika, hy het baie kosbare goed kwyt geraak en Donald Grey Barnhouse het oor die gedeelte gesê, hoekom moet 'n ma soms 100 keer vir 'n kind iets sê? En dan sê Donald Grey Barnhouse, evidently 99 times is not enough. So as 99 keer nie goed genoeg is nie, dan moet jy maar 100 keer doen. En dis hoekom die Here herhaaldelik praat, herhaaldelik vir hom hierdie belofte gee. God antwoord met 'n baie duidelike nee. Abraham? Nee. Hierdie een gaan nie jou erfgenaam wees nie.
Hy sê, een uit jou liggaam, letterlik uit jou lendene, wat jou bloed, wat jou nageslag sal wees. Dit sal ek vir jou gee. Dan brei die Here uit met 'n verduideliking. Eintlik nie net 'n verduideliking nie, dit is 'n illustrasie. Ons gaan meer daaroor sê in vers 5 sê, daarop lei hy, God, hy lei hom uit na buite met die woorde, kyk nou op na die hemel en tel die sterre, as jy hulle kan tel. Elke keer as ek hieroor moet praat, dan weet ek nie hoe om dit baie lekker te verduidelik nie, maar ons weet nie regtig hoe lyk die sterre nie. As jy in 'n stad bly, weet jy nie hoe lyk die sterre nie. As jy eintlik in ons tyd selfs in 'n dorp bly, jy moet na 'n plek toe gaan waar daar nêrens lig om jou is nie, ver die Karoo inry, of as jy kan met 'n boot diepsee toe gaan, laat daar geen ligglans om jou is nie, dan sien jy die sterrehemel baie anders as wat ons hom sien as jy na bo kyk op 'n mooi nag. Dis iets om te sien. Ons moet dit meer gereeld eintlik maar doen. Ek het in die week 'n video gesien waar 'n ouetjie daar in die berge ingegaan het iewers in Amerika en hy sit 'n kamera op en hy stel hom om die hele van dat die son ondergegaan het totdat die son die volgende oggend opgekom het, hy wou die Melkweg afneem. En toe kry hy hierdie sterre formasie, maar dis pragtig. So nie net 'n foto nie, dit is eintlik 'n video wat hy gemaak het, so aan mekaar het hy dit geneem. Kosbaar. Tel die sterre, sê God vir hom. Kyk na bo, tel die sterre. Dit was nie net die aantal sterre wat nou hier saak maak nie, maar ook die ryke, majestueuse gesig daarvan. Bo, kyk na die sterre. Dis hoekom ek sê ons kan dit nie regtig ons indink nie. Ons moet dit self eintlik probeer. Gaan na 'n plek toe waar jy die sterre baie mooi kan kyk. Dan kyk jy net na boontoe. En dit is wat God vir hom sê. Dis die einste beeld wat Jesus gebruik om sy kerk te beskryf. Hy sê, hulle sal glinster soos die sterre vir ewig en altoos. Bybelse uitdrukking. Hy praat van sy kinders as die sterre. Die sterre. Dit verwys nie slegs na Abraham se fisiese nageslag nie, dit ook, maar dit verwys na sy geestelike nageslag. Dit verwys na die bruid van die Here Jesus, die kerk van die Here Jesus. Galasiërs 4 vers 7. Dis waarna dit verwys, ons het mos al daaroor gepraat. Baie in getal, maar heerlik in God se doelmatige verlossingswerk. Elkeen is iets besonders. Elkeen is 'n ster. Elkeen is iets uitmuntend, glorieryk, heerlik. Vir elkeen wat sy of haar geloof in die Here Jesus plaas, is die belofte net so heerlik. Ons sing 'n koortjie wat ons 'n klompie jare terug leer ken het. Engelse koortjie. En ons sing net die koorgedeelte. Die koorgedeelte gaan so: O God, you are my God and I will ever praise you. I will seek you in the morning and I will learn to walk in your ways and step by step you lead me. Dis 'n lied van Rich Mullins. Hy's 'n Amerikaanse skrywer wat hierdie lied geskryf het en ons sing net die koorgedeelte, maar in die versgedeelte skryf hy die tweede versie. En Rich Mullins sê, sometimes I think of Abraham, how one star he saw had been lit for me. Ek wil jy moet daaroor dink. Rich Mullins, die skrywer van hierdie lied, het iets besef wat ek vanoggend aan u moet oordra. Toe Abraham in die sterrehemel ingekyk het, een van daai sterre, as jy 'n kind van God is, een van daai sterre is vir jou. Dis die heerlikheid, die glorieryke majesteit van God se bepaalde verlossingsplan. So die Here herhaal die belofte, en nou bevestig hy dit op 'n baie duidelike manier. Hy wys dit vir hom, vers 5. Daarop lei hy hom uit na buite met die woorde, kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy kan tel. En hy sê vir hom, let op hierdie woorde, so sal jou nageslag wees. Vriende, hoe duideliker
kon die Here dit stel. Sou jy met my saamstem? Dis duidelik. Hy het dit herhaal, hy het dit verduidelik, uitgebrei daarop, en nou illustreer hy dit. So duidelik, so seker is hierdie bevestiging van God, dat van die skrywers, van die kommentaarskrywers, Dale Ralph Davis byvoorbeeld sê, hy noem dit 'n sacrament of assurance, 'n sakrament van 'n bevestiging wat die Here vir hom gee. En hy vergelyk dit eintlik met ons, wat ken ons as sakramente? Vir ons is 'n sakrament die doop, is 'n sakrament, en die nagmaal is 'n sakrament. Wat is 'n sakrament? 'n Sakrament is 'n teken, dis 'n uiterlike, tasbare teken van die werk wat God in die hart van die mens doen. So hy herinner ons, hy help ons met die sakramente tasbaar om ons geloof te versterk. Hy help ons daardeur tasbare tekens van sy beloftes. Nou die laaste vers, nou dis die agtergrond om by vers 6 in ons teks is in wese nie 'n vertelling nie, maar oor dit wat nou hier gebeur het. Moses se kommentaar, gedryf deur die Heilige Gees, maar dis Moses se kommentaar. En as jy aan die einde van hoofstuk van hoofstuk 15 vers 5 kom, al wat jy sien is Abraham wat na bo kyk, en ek dink sy mond het oopgehang, want hy is besig om God se belofte nou tasbaar te verstaan. En dan lees jy in vers 6. Hier kom die kommentaar. Want jy wonder wat gaan aan in Abraham se hart, né? Ons weet wat het gebeur, maar wat gaan aan in sy hart? Vers 6. En hy het in die Here geglo, en hy het hom dit tot geregtigheid gereken. Belangrike vers. Ek wil weer sê, jy kan hierdie vers nie oorbeklemtoon. Paulus gebruik hierdie vers, hierdie teksgedeelte eintlik, as 'n illustrasie om te verduidelik wat saligmakende geloof is. Saligmakende geloof, wat is dit? Dis wat ons nodig het om gered te word. Ek kom agter, ek praat van baie belangrike dinge hier. Ons sê baie maklik, en mense in ons dag, omdat ons so groot geword het, praat baie maklik en sê, maar ek glo. En almal glo. Jy vra vir 'n ou, dink jy jou saak met die Here is reg? Ja, want ek glo. Almal glo. Wat is saligmakende geloof? Wat beteken dit om werklik waar saligmakend te glo, of om saligmakende geloof te hê? Paulus verduidelik vir ons, en hy gebruik Abraham as 'n illustrasie. Ek lees vir die Romeine 4, vers 19 tot 21. Hy praat so, Paulus. En sonder om te verswak in die geloof, het hy, dis Abraham, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam wat alreeds verstorwe was, en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie. En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee en was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Nou sê Paulus, deur die inspirasie van die Heilige Gees, Abraham is versterk deur die geloof. Sy geloof het dalk gewyfel, sy geloof het getaan, of dit was dalk 'n tyd waar hy moeg was, so afgemaak, maak nie saak nie, maar nou was hy versterk deur die geloof, en 'n vraag is, hoe kan ek sulke geloof kry? Ek wil ook sulke geloof hê. Hoe kan ek sulke geloof kry? As ons kyk na ons teksvers, hoe het Abraham se geloof sterk geword? En ons het dit nou hanteer, vers 1 tot en met vers 5. Hoe het dit gebeur dat Abraham se geloof versterk is? Dit was die Here wat sy geloof versterk het. Dit was nie hy nie, dit was die Here. Abraham het God se woord, God se karakter, sy getrouheid, sy liefde, al hierdie dinge het Abraham vertrou, maar God het sy geloof versterk. En ek wil vir u verder sê, dit was nie net om 'n seun te kry, sodat hy 'n nageslag kon hê nie. Dit was nie net om 'n fisiese nakomeling uit sy eie liggaam te kry nie, maar dit was om hoofletters
die seun te kry. Want Abraham het geglo, hy het geweet en hy het geglo, daar moet uit sy liggaam dan een kom, hoofletter, een gebore word, wat die Messias moet wees, wat die saligmaker moet wees. Die Nuwe Testament maak dit duidelik. Ek dink ek lees nou goed hier in die teks wat nie regtig daar staan nie, want dis wat dominees kan doen. Hulle sê, jy kyk daarna en dis eintlik wat daar staan, want die Hebreë sê so en dan wie kan met hom stry? Ek wil vir u wys. Die Nuwe Testament maak dit duidelik. Abraham het geglo, Jesus, hy het nie geweet sy naam gaan Jesus wees nie, dit was maar 'n karige, maar dit was tog beginsel, die geloof aan die seun wat moet kom. Waar is Jesus in ons teks? Geslag. Abraham, julle vader, het hom verheug dat hy my dag sou sien. En hy het dit gesien en het hom verbly. Hier in ons teks sê Jesus self het Abraham Jesus se dag gesien. Met ander woorde, hy het geweet, hy het nie gehoop nie, hy het geweet, want hy het werklik geglo, dat uit hom, uit sy nageslag, sal die Messias, die redder, die saligmaker kom. Paulus kyk na hierdie gedeelte en hy sê later Galasiërs 3 vers 16, nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie en aan die saade, asof dit op baie sien nie, maar op een en aan jou saad. En dan sê Paulus, dit is Christus. So Paulus in sy kommentaar sê, Abraham, toe God vir hom hierdie aand gesê het, kyk na die sterre, ek gee vir jou 'n nageslag, het dit gegaan oor een saad, die nakomeling. Ja, Isak het gekom en na Isak die hele Joodse volk, maar daar was een in die vooruitsig. Jesus, die Christus. Jesus se argument is grammaties, Paulus se argument is grammaties, want hy bewys dat Abraham Christus in die belofte verwag het. Nou wil ek nie vanoggend vir u sê Abraham se bekering is Genesis 15 vers 6. Dis waar Abraham tot bekering gekom het nie. Abraham se geloof en die vrug van sy geloof is sigbaar vandat hy uit Ur van die Galdeërs uitgetrek het. Daar het hy al op grond van God se woord getrek. Sedert hy daar weg is hy al in die sin, in die presiese sin, 'n gelowige. Ek hou nie baie om daarvan te praat nie, want dit word so veralgemeen en almal is gelowiges. Maar hy in God geglo. Maar die woord dui op 'n beslis vertroue. Hy sê Abraham het in God geglo. En daai woordjie geglo, weet jy wat is dit in Hebreëus? Dis waar ons woord amen vandaan kom. Dis die Hebreëse woord aman. Dit sal so wees. Hy het geglo dis hoe dit sal wees. Daar was geen twyfel nie. Maar ek wil afsluit deur vir u vinnig te wys op 3 maniere waarop Paulus hierdie teks toepas in die Nuwe Testament. Ek gaan hulle net noem, want ons het nie tyd om daaroor te praat nie. 3 maniere waarop Paulus hierdie gedeelte toepas in die Nuwe Testament. En as ek praat van die gedeelte, is dit vers 6. En hy het in die Here geglo en hy het hom dit tot geregtigheid gereken. Want ons het dit nodig. Ons moet weet wat beteken geloof. Eerste een is, geloof is nie 'n werk waardeur ons onsself regverdig nie. Geloof is nie 'n werk waardeur ek myself regverdig nie. Wat bedoel ek? Geloof is nie iets wat ek kan genereer nie. Kyk wat sê Paulus in Romeine 4, ons gaan elke keer na Romeine 4, die klassieke teks waartoe jy blaai, as jy wil weet wat beteken Genesis 15 vers 6, is Romeine 4. Paulus het so pas sekere goeders verduidelik in Romeine 1, 2 en 3, nou loop hy loop met hierdie vertelling, met hierdie verduideliking, met hierdie teologiese dinge, loop hy aan, en dit kom by 'n crescendo aan die einde van hoofstuk 11, in 'n lofsang, maar nou sê hy in hoofstuk 4 vers 2 en 3, want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Hy sou in homself kon roem. Want wat sê die skrif? En dan haal hy vers 6 aan. Abraham het in God geglo
en dit is hom tot geregtigheid gereken. Al wat Paulus sê is, die geloof wat Abraham gehad het, was nie iets wat hy in homself gegenereer het of kon opwek nie. Ek kan nie geloof in my eie hart genereer of sterker maak of opwek nie. Geloof is nie 'n werk nie. Dis iets wat God my skenk en dit lei na die volgende punt. Dit is geloof alleen wat regverdig maak. Tweede punt. Nie werke nie. Dis een van die 5 solas van die reformatie, so tussen hakies, né? Julle ken mos die solas. Geloof alleen. Romeine 4 vers 4 en 5. Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste. Aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Al wat Paulus sê is, daar's 2 maniere waarop jy regverdig kan word. 2 maniere waarop jy geregverdig kan word. Die een is werke. Want jy kan heilig genoeg lewe om gered te word. Die probleem is, dan moet jy nooit sondig nie. En daar's 'n krisis. Want ons verdorwe natuur maak dit vir ons onmoontlik om deur ons werke regverdig te leef. Die grootste krisis is nie noodwendig, en dit is 'n groot krisis om nooit weer te sondig nie, dit is 'n krisis op sigself, maar wat doen jy met dit wat jy al reeds gesondig het? Wat doen jy met dit wat jy al reeds verkeerd gedoen het? Daar's 'n krisis. Ons staan voor God en ons moet erken, ek kan nie met my werke hierdie saak kry nie. Kyk mooi na die woorde van Paulus. Hy sê, aan hom wat werk word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste. So as jy wil gaan daarvoor, probeer. Kyk of jy volmaak voor God kan lewe. En of jy kan sê, ek het nog nooit enige een van God se wette verbreek nie. So dis die een manier waarop jy geregverdig kan word. Dis deur jou werke. Maar ons weet dit is onmoontlik, want ons is verdorwe. Die tweede manier is deur geloof. Om te sê, ek weet ek is verlore, ek is verdorwe, dus het ek geloof as 'n geskenk nodig om iets te kry wat ek in myself nie kan genereer nie. En dit bring ons by die derde verklaring of kommentaar wat Paulus dan nou gee oor die gedeelte. En dit is om te sê, geloof regverdig ons deur vir ons iets te gee. En die woord wat ek daar gebruik het is 'n baie teologiese woord. Dis 'n moeilike woord. Deur die toerekening van Christus se geregtigheid. Dis 'n baie mooi woord, dis 'n interessante woord. Die Engelse praat van imputation. Die Afrikaanse toerekening is ook mooi omdat dit te doen het met somme. Jy hoor die rekening. Die toerekening van Christus se geregtigheid. Die Griekse woord wat hier gebruik word in Romeine 4 vers 5 is logizomai. Dis waar ons logistics vandaan kom. Dit gaan oor feite, dit gaan oor somme, berekeninge, logaritmes, wat jy dit ook al wil noem. Want die vraag wat jy vra is, hoe kan 'n sondaar, wat 'n sondaar is, ek het al reeds sonde gedoen. Hoe kan ek, 'n sondaar wat sonde gedoen het en nog steeds sonde doen, regverdig verklaar word voor God? Hoe kan ek ooit 'n stand voor God bekom, 'n plek bereik waar ek regverdig is? Veronderstel ek kon dit doen deur 'n offer. En ek bring die offer en ek is baie versigtig want nou het ek my offer, nou's daar niks. Nou's ek skoon, my rekening is skoon. Ek het die offer en dit is net 'n veronderstelling, dit is net 'n illustrasie. En ek draai om en as ek omdraai van die offer en ek gaan by die tempel weg en ek sien hier kom my buurman met 'n groter, beter offer en ek raak jaloers op sy offer. Dan het ek 'n krisis. Want dan is ek klaar weer besmet, dan moet ek weer 'n offer bring. En julle kom agter, dis net 'n gemors. Hoe kan ek 'n sondaar wat 'n sondaar is en bly regverdig verklaar word voor 'n heilige God? Dis ons vraag. En die enigste antwoord is deur 'n geregtigheid wat nie my eie is nie, want my eie geregtigheid is nie geregtigheid nie. Ek het
iemand anders, 'n regverdige se geregtigheid nodig. Hoe kry ek dan? Die enigste een wat kwalifiseer is Jesus. Volmaak, sonder sonde, gewillig om die straf te dra vir my, dan is hy regverdig en ek het sy geregtigheid mos nou nodig. En dit is wat jy noem toegerekende geregtigheid. Ek het sy kleed van geregtigheid nodig om my toe te vou. Dis die Bybelse antwoord. En dis waarom ek jy wil aanmoedig om verse te leer soos 2 Korintiërs 5 vers 21. Waar daar baie voorname is, maar is so kosbare gedagte. Want God het hom, Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons, vir my en vir jou, gemaak. Sit jou eie naam daarin as jy wil. Sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Dit beteken, ek is 'n sondaar. Maar omdat ek Christus se geregtigheid het, word ek voor God 'n geregtigheid gegee, toegerekende geregtigheid, wat nie my eie is nie, waarmee ek voor hom verskyn. So as God na my kyk, dan sien hy Jesus se geregtigheid. Ek onthou male sonder tel, hoe my pa, baie jare gelede, en ek was hele paar keer saam met hom, en ek onthou dit asof dit gister was, hoe hy dikwels met mense sit, en dan verduidelik hy die evangelie, en die van u wat die EE3 gedoen het, sal dit ken, wanneer jy praat oor die rekordboek van sonde, en dan sal jy 'n boek neem, maar dit moet nie die Bybel wees nie, jy sal 'n boek neem, gewoonlik 'n dagboek of 'n ding wat jy kry, en dan sê jy, dis die boek waarin al jou sonde opgeteken word, en dan gebruik jy Jesaja 53 vers 6 as 'n voorbeeld om te sê, ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen ons eie pad geloop, maar die Here, dan gebruik jy Jesus, jou regterhand as Jesus, dan sê, die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom, en my pa, hy het vir my die EE3 geleer, hy het gesê, dan kyk jy vir daai hand, en jy vra vir jou, waar is jou sonde nou? My sonde is op Jesus, ek is nou sondeloos, ek is nou in sy geregtigheid beklee, sodat 'n kind van God kan wees. Dis toegerekende geregtigheid. Dit is wanneer Jesus deur die geloof myne word, sodat ek saam met ander kan sê, u is myne. Soos wat ons verhouding het, jy is myne. Dale Ralph Davis vertel van 'n man, hy was die predikant, en hierdie man was in sy gemeente, en hierdie man is op sy sterfbed, hy's baie siek, ernstige siekte, en hy besoek die man, en hy onthou die ontsettende, dringende pleidooi van hierdie ou. Hy sê, asseblief, ek wil net iets hê waaraan ek kan vashou. Hoe kan ek weet, ek is reg om te sterf? Hoe kan ek weet, ek kan die dood tegemoet gaan, wetende, sonder twyfel, dat ek gered is, dat ek kind van God is? Dale Ralph Davis gaan bid vir die man, maar terwyl hy iets tasbaar wil hê, sê Dale Ralph Davis vir hom, ek gaan jou versie gee. En hy quoteer vir hom Johannes 6 vers 37. Johannes 6 vers 37, Jesus se woorde, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. Hy gee dit vir die man as 'n versekering, 'n trooswoord. Het jy na die Here toe gekom en geloof? Ja, sê die man. Hy sê, nou hier sê Jesus, ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. Die man sê vir hom, luister, skryf asseblief vir my hierdie versie neer. Skryf dit net vir my neer, ek wil dit by my hou. En hulle kyk daar rond, en hulle kry een van hierdie klein post-it, daai klein kaartjies, en Dale Ralph Davis skryf Johannes 6 vers 37, hy skryf die versie vir hom uit, en hy gee dit vir die man. Hierdie siek, sterwende man. Dale Ralph Davis sê, wonder bo wonder word die man gesond. Hy sterf nie. En hy gaan aan met sy lewe, en hy kry 'n verplasing op 'n stadium, en hy word na 'n ander plek, 'n ander dorp, verplaas deur die werk, en hy's daar, en baie jare daarna, loop hulle mekaar raak, iewers op 'n plek, en Dale Ralph Davis sê, hierdie ou hardloop na hom toe, en hy groet hom hartlik, soos wat die familie mekaar groet, en hy haal sy beursie uit sy sak uit, en binne in sy beursie haal hy hierdie post-it nota uit, met Johannes 6 vers 37 opgeskryf, en hy sê,
tot vandag toe hou ek vas aan hierdie woorde wat jy vir my daai dag gegee het. Ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Vriende, die man se lewe was beïnvloed deur die waarheid te ken. Ek het dit vanoggend vir die kindertjies geleer in die sonnaskool. Deur die waarheid te ken en die waarheid te vertrou. Dis geloof. En as jy dit doen, kan jy nie dieselfde bly nie. Jou lewe gaan verander. Nou wil ek afsluit met die laaste lees van Paulus se kommentaar oor Genesis 15 vers 6. En dit is Romeine 4 vers 23 en 24. En ek hoop dit maak vir u sin. Nou laat ek dit verduidelik het, behoort dit vir u sin te maak. Paulus sê, maar dit is nie alleen om sy ontwil geskrywe. Hy praat van Abraham. Dis nie alleen om Abraham se ontwil geskrywe dat dit hom toegereken is nie, hierdie geregtigheid. Maar ook om ons ontwil. Aan wie dit toegereken sal word. Dis nie net vir die ou wat betrokke is nie. God doen dinge nie so nie. Hy werk. Hy wil hê ander moet dit hoor. Hy wil hê ons moet hoor, sodat ons kan glo. Ons moet hoor sodat ons kan glo. Aan wie dit toegereken sal word. Ons wat glo in hom wat Jesus ons Here uit die dode opgewek het. Wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons regverdig maak. Kan ek op grond van dit wat Paulus hier sê, vir u vanoggend sê? Genesis 15 vers 6. Die hele Genesis 15, die hele Genesis is geskryf vir ons. Sodat ons kan ken, vertrou, dat ons kan sê, ek glo. Dit verander 'n bietjie die prentjie nou. As iemand vir jou sal vra, wat glo jy? Is nie genoeg om net te sê ek glo nie. Wat glo jy? Was daar 'n bepaalde geleentheid, 'n dag in jou lewe waar jy gesê het, Here, hier is ek, ellendige sondaar, ek verdien die hel, ek verdien u regverdige straf. Maar dankie dat Jesus vir my gesterf het. Dankie dat hy opgewek is uit die dood, sodat ek vir ewig kan lewe. Ek neem dit in geloof vir myself. As jy dit vertrou, as jy dit ken en dit vertrou, gaan dit jou lewe onherroepelik verander. Dis wat ek vir u bid. Dit breek my hart, maar dit is so waar, dat daar in 'n klein groepie soos wat ons is, mense kan wees wat saam praat, en saam sal sê, ja ek glo, en jy weet ons almal glo, en ons is mos gelowiges, en dit word so baie keer gesê, is jy werklik waar, saam met Abraham, 'n gelowige, in die ware sin van die woord, om te sê, ek glo in die Seun van God. Mag die Here ons self leer wat dit behels, wat dit beteken, dat dit ons anker sal wees. Ons troos in lewe en in sterwe. Amen. Kom ons bid saam. Here, met die eerste oogopslag is u woord eenvoudig. Dit is duidelik. Daar is niks vir ons intellek wat dalk lyk asof dit ons onderste bo sal gooi nie. Maar wanneer ons hieroor dink, as ons die evangelie bepeins en bestudeer, dan besef ons dit is diepsinnig. Eenvoudig, ja, kindertjies kan dit verstaan. Dis moontlik vir enigeen om gered te word. As ons hierdie dinge kan verstaan, kan ons gered word. Maar die wese daarvan is diep en ondeurgrondelik. Daarom wil ons saam met Paulus sê, hoe ondeurgrondelik is sy oordeel en onnaspeurlik is sy weë. Ons loof u vir Abraham se nageslag. En dan verwys ons nie spesifiek net na Isak nie, ons verwys na Jesus, die middelpunt van ons geloofsbelydenisse, die kruks van ons hele wese. Dankie vir die Here Jesus, dankie vir u kruis, dankie vir u geregtigheid, wat ons in geloof kan neem. Geloof is maar net die hand waarmee ons dit vat,
So eenvoudig. Maar ons het U daarvoor nodig. Daarom wil ek bid dat as daar mense hier is wat nog onsekerheid het oor hulle saligheid, gee vir hulle die insig, gee vir hulle die lig van die Heilige Gees, om te weet wat dit behels om te glo. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan afsluit met liedboek 280. Ons repertoire is 'n bietjie beperk as ons